Vanmôre dag 36 van ons oordenkingsreeks in die oggende. Ek is Rinus van Sandwyk van Sion Gemeente in Parys. Vanmôre wil ek vir jou sê, doen wat nodig is. Ek lees vir jou hierdie bekende gedeelte uit Lukas 10, met vers 35. Jy ken hierdie storie. Die volgende dag gee hy vir die herbergier 2 silwermuntstukke en vra hom om die man te versorg. As die rekening meer as dit is, het hy gesê, sal ek die verskil betaal wanneer ek weer hier langskom. Nadat hy die gawende reisiger die herberg ingedraai het, het die Samaritaan vir die herbergier gesê, hier is geld om vir hierdie man te sorg. As jy meer nodig het, sal ek jou terugbetaal wanneer ek terugkeer. Dit plaas die herbergier in die interessante posisie. 2 stukke silwer was 'n aansienlike bedrag geld in daardie dag. As hy gedink het die Samaritaan sou waarskynlik nie terugkeer nie, kon hy die reisiger op straat los en die silwer gebruik om sy herberg op te knap. Dis wat baie van ons doen. Ons is deur die Here geseën met geld, werk, hulpbronne, vermoëns en talente. En wat doen ons daarmee? Gebruik ons dit vir ons eie gewin? Of die herbergier kon gesê het, ek sal vir hom sorg totdat die 2 pennies opraak. Dan, of hy nou genees is of nie, hy is hier uit. Baie van ons doen dit ook. Ons sal gebruik wat U vir ons gee, Here, sê ons. Maar moenie ons vra om onsself in geloof uit te brei nie. Ons gaan geen nuwe uitdagings aanpak of enige nuwe geleenthede begin nie. Ons sal gee wat U benodig, maar sodra dit gegee is dit omdat ons nie heeltemal seker is dat U terugkom of dat U terugbetaal sal word nie. Ek het nuus vir jou. Jesus kom terug. En gebaseer op die woord van God, beloof ek jou dat enige iets wat jy boonbehalwe jou 2 pennies wat jy gekry het, bestee het, grootliks beloon sal word. Nie een keer in die volgende miljard jaar wat kom, sal jy spyt wees oor wat jy nie vir jouself gedoen het nie. Omdat jy omgegee het vir iemand wat aangerand is, iemand wat in nood was, iemand wat in die weë van die Here moes groei nie. Waaroor ons spyt sal wees, is oor wat ons nie bestee het nie. Want ons het nie geleef asof die Samaritaan werklik terugkom nie. Die Here het meer as genoeg aan jou toevertrou om te sorg vir die halfdooie mense wat oor ons pad kom. Die vraag is, sal jy spandeer wat hy vir jou gegee het? Sal jy dit laat gaan? Sal jy die tyd maak? Sal jy die energie gebruik? Mede-herberg-eienaars, ek vertrou dat julle vir ons barmhartige Samaritaan sal sê, jy het my reeds die gawe en die goedere gegee om te sorg vir wie U ook al na my toe stuur. Daarom sal ek doen wat ook al nodig is, wetende dat U self nou terugbetaal. Mag die Here jou seën in hierdie dag om jou ook met dit waarmee die Here jou vertrou te gebruik vir die uitbreiding van die koninkryk. Die Here seën jou. Amen.